pillowblok berings wat op 'n krank loop. En hy lyk amper soos die ou boere, jy weet die ou stambore se beweging bo as jy hom kyk. Dit is eintlik al. Verder kan hy werk soos 'n gewone windpomp, is dit net 'n kort stuk. Daar's geen ratte in hom. En hy werk 100%. Daar's twee pillowbloks op die as en dan op die krank is 'n pillowblok wat onderste bo staan, boontoe kyk. Boontoe wys en dan is daar in Engels nou 'n connecting rod. Dan is daar bo asie met 'n kriesnippel. Agter is daar asie wat amper glad nie beweeg nie, het ook 'n kriesnippel het. Self hier so onder op die nek van die cinema van die maspyp waar die hele kop in die rondte draai. Daar gebruik ek ook die berings. Ek gebruik twee plat flanges op mekaar met 'n kriesnippel. In die lang pype. En die stert wat self toemaak, sodra die wind ernstig raak, dan maak die stert heeltemal toe en die spoed neem heeltemal af. Kopwiel in stert is minder as 6000 kg. Kos jou kopwiel in stert, jou materiaal van jou kopwiel in stert. En dit vergelyk met 'n kommersiële pomp? Nee, ek dink dit is baie goedkoop. Jou normale herstelkoste op 'n kop wat 'n fout gekry het is in die omgewing van R19.000. Jy gaan nie daaronder loskom nie. Ek praat nou van nie geboude kopwiel in stert. Sy materiaal is R6.000. Daai wiel is ongelooflik, jy sal sien die yster van die wiel is baie sterk. Sterker gemaak is windpomp in die handel. Die vlerke weer is dunner. So as jy ooit 'n probleem met een van daai skeppers kry of vlerke kry, dan vat jy gewoon 'n 0,8 plaat en sny dit uit. En sit dit daar vas. Die ding is amper onderhoudsvry man. Dit werk. Een in die veld sal ek jou van wys. Hy loop nou oor hy is gemaak in 1970. Hy loop nou nog met dieselfde berings. Ons gries hom partymal, ek wonder of hy elke jaar gegries word. Ek is nie seker daarvan. Dis 'n eenvoudige beginsel, daar's 'n paar geheimpies aan hom. Wat dus nou kleinigheid is. Maar werklik soos ek sê, vir die veewater, daar's niks beter as vir veewater. Dan gooi jy omtrent op sy min.